Goeiemôre gemeente. En ook hartlik welkom aan al ons besoekers vanoggend. Ons verskyn vanoggend as verbondsvolk, as liggaam van ons Here Jesus Christus voor hom en roep: bewaar my o God, want by U skuil ek. Ek het vir die Here gesê, U is my Here, vir my is daar geen goed bo U nie. En dan antwoord ons Here ons: genade, barmhartigheid en vrede vir julle, van God ons Vader en die Here Jesus Christus, in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Kom ons antwoord dan ons Here terug deur hom te loof en te prys vir sy seën, en ons doen dit met die woorde Psalm 89. En daar sing ons saam vir ons Here vers 1 en vers 3. Bly nou van harte, dit wat ons saam bind, dit wat ons saam met die kerk oor die eeue bind, dit wat ons aan ons Here bind, ons geloof, en ons doen dit aan die hand van die apostoliese geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die lyding van die hel ondergaan het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons kan nooit genoeg herinner word van ons nood vir Christus nie. En dis wat die Here nou doen. Nou op hierdie tyd in die erediens, hy hou vir ons sy wet voor. Hy hou vir ons sy wet voor om ons te herinner, ons kan onsself nie verlos nie. Sy wil is heilig soos hy. Ons het vir Christus diep nodig, en dis dan wat ons sien in sy wet. So ons luister saam na ons Here se wet vanuit Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê:
Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders van die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy, of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. As 'n paar maniere ons kan antwoord op die wet van die Here. En een manier wat ons gereeld doen, uiters gepas, is om te sing van ons nood. Want ons sien ons nood hierin. En te sing vir ons behoefte aan ons Here Jesus Christus. En 'n ander manier hoe ons ook kan antwoord, is deur te sing van die lieflikheid van die wet. Want vir jou gelowige is dit wat die wet is. Dit was 'n swaar las, een wat net die dood uitgespel het. Maar nou in Christus, in sy sterfte en sy opstanding het die wet vir jou 'n soetheid geword. 'n heerlike weg waar jy met die Here wandel in. En dit sing ons dan van in Psalm 119. Ons gaan saam sing vers 40 en ook 52. Bid saam.
ons almagtige God en Hemelse Vader, ons weet wanneer ons so saamkom in U huis, as U huis, dat dit nie 'n gewoonte is nie. Dat dit nie net nog 'n opdrag is wat ons uitvoer nie, maar ons stel onsself voor U, die ewige, lewende God. Ons prys en dank en loof U dat ons kan. Ons ken onsself. Wanneer ons na U wet luister, dan sien ons opnuut en ten diepste raak hoe stikkend ons is. Nog meer hoe onwaardig ons is om U te nader. En daarom prys ons U des te meer vir ons Here Jesus Christus, dat ons in Hom waardig gemaak word, dat in Hom U scepter altyd na ons uitgesteek is. O Vader, ons sien uit na die dag, dat ons ook saam met die heiliges wat al reeds ontslaap het, U vir ewig kan loof en prys, onverhinderd, by U. Terwyl ons nog hier op aarde verkeer, terwyl U nog met ons besig is hier, nog met ons werk hier, ons hier vorm, ons hier gebruik, bid ons tot U in ons nood. Help ons. Ons is swak, ons is broos, ons is kortsigtig, en die wêreld is gevaarlik. Die wêreld is teen ons, die duiwel is teen ons eie sonde is teen ons. O, hoe nodig het ons U Gees, U hulp, U bemoediging, U troos. En dis waarom ons dan nou vlug na U. Op so 'n heerlike dag soos hierdie wat ons in die besonder en weer opnuut die opstanding van ons Here Jesus Christus gedenk en alles wat dit vir ons bring. Alles wat dit beteken, die heerlikheid van Hy wat opstaan uit die graf. Lei ons en help ons. Wanneer ons dit gaan oorweeg uit U woord uit, maak ons verstand skerp en helder, dat ons verstaan wat U vir ons leer en maak ons harte sag en ywerig, dat ons dit vurig sal lief hê en sal glo. Vader, ons loof en prys U, smeek vir U hulp en U leiding, en ons doen dit alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Hoor ons om sy ontwil. Amen. Voor ons saam luister na ons Here se woord, laat ons weer vir hom sing. En ons sing nou, en terwyl ons sing, fokus ons harte en gedagtes op hom en berei ons self voor om na sy woord te luister. Psalm 90, en daar gaan ons vers 1 sing. Herdenk ons die besonderse dag, die opstanding van ons Here Jesus Christus. Dit is 'n spesiale dag. Al ons ander feesdae, Paasfees, Kersfees, is maar een keer 'n jaar. So besonder om te sien, ons herdenk eintlik hierdie dag elke week. Dis waarom ons Sondag saamkom.
Sondag is die eerste dag van die week, die dag wat ons Here opgestaan het, en word soos wat ons sien deur die apostels in die vroeë kerk gevier, as die dag van die Here, elke week. Maar vanoggend wil ons hierdie gebeurtenis, die opstanding van ons Here Jesus, in die besonders vier. Ons wil dit in die besonder oordink, ons harte daarop vestig en die kosbaarheid, oor die heerlikheid wat ons daarin sien, uitput. Ons luister dan saam na Jesaja 25, waar ons gaan fokus op vers 7 en 9, en dan gaan ons ook later kyk na 'n gedeelte in 1 Korintiërs vers 15, of 1 Korintiërs 15, en ons sal die verse aankondig as ons daar kom. Kom ons luister eers na Jesaja 25, ons gaan die hele hoofstuk lees, maar ons gaan stil staan en fokus op hierso vers 7 tot 9. Ons hoor die woord van die Here. Here, U is my God, U sal ek verhoog, U naam sal ek loof, want U het wonders gedoen, raadsbesluite uit ver tye, waarheid en trou. Want U het van 'n stad 'n pynhoop klippe gemaak, van 'n versterkte vesting 'n pynhoop, 'n paleis van vreemdes, dat dit geen stad meer is nie. Vir ewig sal dit nie herbou word nie. Daarom sal 'n magtige volk U eer, die vesting van tirannieke nasies U vrees. Want U was 'n vesting vir die arme, 'n vesting vir die behoeftige toe hy benoud was, 'n skuilplek teen die stortreën, 'n skaduwee teen die hitte. Want die geblaas van die tirane is soos 'n stortreën teen 'n muur. Soos hitte in 'n dor land het U die rumoer van vreemdes gedem. Soos hitte deur die skaduwee van 'n wolk, die triomfsang van die tirane moes verstom. En die Here van die leerskare sal op hierdie berg vir al die volke berei 'n maaltyd van vetspyse, 'n maaltyd van ou wyn, van vetspyse vol murg, van gesuiwerde ou wyn. En hy sal op hierdie berg vernietig die uitgespreide sluier wat al die volke omsluier, en die omhulsel waarmee al die nasies bedek is. En hy sal die dood vir ewig vernietig, en die Here sal die trane van alle aangesigte afvee, en hy sal die smaad van sy volk van die hele aarde af wegneem, want die Here het dit gespreek. En hulle sal in die dag sê, kyk, dit is onse God op wie ons gewag het, dat hy ons kan verlos. Dit is die Here op wie ons gewag het. Laat ons juig en bly wees oor sy hulp, want die hand van die Here sal rus op hierdie berg, maar Moab sal vertrap word op sy plek, soos strooi vertrap word in die water van 'n miskuil. En as hy sy hande daarin uitsprei, soos 'n swemmer dit uitsprei om te swem, dan sal hy sy trotsheid afdruk, tegelyk met die kunsgrepe van sy hande. En die stylversterkings van jou mure werp hy neer, gooi hy af, laat hy kom tot op die grond, tot in die stof. Tot sover. Nou, ons weer lees die gedeelte waarop ons gaan fokus vanoggend, en hy sal op hierdie berg vernietig die uitgespreide sluier wat al die volke omsluier, en die omhulsel waarmee al die nasies bedek is. Hy sal die dood vir ewig vernietig. En die Here sal die trane van alle aangesigte afvee, en hy sal die smaad van sy volk van die hele aarde af wegneem, want die Here het dit gespreek. En hulle sal in die dag sê, kyk, dit is ons God op wie ons gewag het, dat hy ons kan verlos. Dit is die Here op wie ons gewag het. Laat ons juig en bly wees oor sy hulp. En kyk weer spesifiek saam met my na vers 7. Die vraag is hier, wat is die dood? Wat sê Jesaja, hier is die dood, vers 7. En hy sal op hierdie berg vernietig die uitgespreide sluier, wat al die volke omsluier, en die omhulsel waarmee al die nasies bedek is. Nou vanaf die vroegste jare is elke liewe mens onder die heerskappy van die dood. Almal. En is 'n bitter heerskappy. Niemand is sterk genoeg om die arm van die dood te breek nie. Niemand is slim genoeg om die dood te verneek nie. Niemand is ryk genoeg om die dood af te betaal nie. Dit is 'n sluier wat alle mense oordek, 'n omhulsel wat hulle omring. Om hierdie beeld te verstaan, moet ons iets verstaan van hoe 'n sluier in die ou tyd gebruik word. In die ou tyd wanneer 'n persoon uiters 'n droefheid en rou
stikkendheid ervaar het, en veral na iemand naby hulle afgesterf het, want hulle 'n sluier op hulle kop en oor hulle gesig gedra. Wat hierdie sluier dan doen, is 'n teken, 'n simbool, vir almal wat hulle sien, dat daar 'n wolk is oor hulle, 'n droefheid, 'n seer, 'n worsteling, 'n wroging. En dan in 'n sin lyk dit asof hierdie sluier daardie wroging toesluit binne die mens. Want dit is net 'n teken daarvan, maar op dieselfde tyd sluit hy die mens toe met droefheid. 'n Sluier, 'n omhulsel. Wat Jesaja dan deur die Gees raak sien is dit. Daar is 'n sluier wat almal oordek, elke mens, ongeag sy situasie, ongeag waarin hy hom bevind, of dit weelde of ongeluk is. Daar's 'n sluier, die dood, uitgesprei oor elke volk, elke nasie, elke mens. 'n Sluier wat pyn en rou en droefheid en ellende oor elke gesig toesluit. Sluier waaronder jy nie net gaan uitkom nie. Nou, dan moet ons dink, wat is die mens se oplossing vir hierdie sluier? Want weer eens, van die begin af, oordek hy die mens. Wat is nog altyd die mens se oplossing? Iets soos, laat ons eet en drink en vrolik wees, want môre sterf ons. So om weg te kyk van die dood af. Om die dood te ignoreer, te maak asof jy vir ewig gaan lewe, of om te sê, ja, ek sal seker eendag doodgaan, so ek gaan my lewe nou geniet soos wat ek kan. Ek nou alles doen wat ek kan, want jy weet, eendag gaan ek doodgaan, maar ek gaan nie nou daaraan dink nie. Dit moet jou iets sê van die krag van die dood. Die feit dat een van die enigste maniere hoe die mens hom kan hanteer, is om te ignoreer. Nie aan hom te dink nie. Maak as by daar ver is. Eendag sal dit dalk kom, ons gaan nie nou onsself daarmee bedroef nie. Maar Jesaja sê, die sluier is daar. Die gedagte, ek moet sterf. My geliefdes moet sterf. Die dood is 'n werklikheid. Dit oordek die mens. Soos 'n sluier sluit hulle in met angs en droefheid. Nou, dit is so belangrik om dit te sien, broer en suster, moenie probeer om die dood af te maak. Dit is net nog 'n deel van die lewe. Dit is maar net nog iets wat gebeur met ons mense. Moenie dit probeer ignoreer nie, want daar sal 'n tyd kom dat jy nie gaan kan nie. Jou dood gaan jy baie duidelik sien kom. Geliefdes se dood gaan jy of sien kom, of jy gaan sien hoe gebeur dit. Jy moet dit nie ignoreer nie. Jy gaan nie so daarvan ontslaa raak nie. Jy gaan nie so daaruit troos kry nie. Die dood heers nie net oor die mens nie, dis 'n bitter heerskappy. Die dood is nie natuurlik nie. Ons is nie gemaak om te sterf nie. Ons is gemaak om ewig te lewe. Dis 'n uiters onnatuurlike ding, 'n verdraaiing, 'n effek van die sonde, van opstand teen God, wat dit op die skepping het, is dis wat maak dat ons doodgaan. Soos toe jy onder worsteling en leed en moeite oor die dood, jy's veronderstel. Die dood is nie veronderstel om vir jou gewoon, eenvoudig, natuurlik of nikszeggend te wees nie. Dit is veronderstel om vir jou swaar te wees. Hoe duidelik sien ons dit nie in die skrif nie. Maar een van die duidelikste plekke waar mense hierdie sien, is in koning Hizkia. Of ons 'n gedeelte hier lees, koning Hizkia, want hy was 'n goeie koning, onder al die bose konings was hy 'n goeie koning, groot hervormer, opreg die Here gevrees. Hy was 'n man van God. Hy was nie soos die bose konings wat doen wat verkeerd is in die oë van die Here nie. Hy was 'n goeie koning. En hoor dan in Jesaja 38, daar sê God vir Hizkia, gee bevel aan jou huis, want jy sal sterwe en nie lewe nie. En wat is Hizkia se reaksie dan? Hierdie man van God. Wanneer hy dit hoor, wat is sy reaksie? Toe draai Hizkia sy gesig na die muur, en Hizkia het bitterlik geween. Verder sê hy, Jesaja 38, die gedeelte wat vir ons wil voorhou, vers 10 tot 14, daar hoor ons 'n lied wat Hizkia sing, na hy so bitterlik begin ween het. Ek het gesê, in die bloei van my dae moet ek heen gaan in die poorte van die doderyk. Ek word beroof van my oorige jare. Ek het gesê, ek sal die Here nie sien nie, die Here in die land van die lewendes. Ek sal die mense nie meer aanskou onder die inwoners van die wêreld nie. My woning is opgebreek en van my af weggevoer soos 'n herderstent.
Ek het my lewe opgerol soos 'n wewer sy weefsel. Hy sny my van die wewersbalk af. Van dag tot nag gee U my prys. Bring ek myself tot bedaring tot die môre, soos 'n leeu, so verbreek hy al my beendere. Van dag tot nag gee U my prys, soos 'n swaalkie of kraanvoël. So het ek gepiep, het ek gekir soos 'n duif, my oë het dof gekyk na bo. Here, ek is benoud. Wees U my borg. En waarom is dit belangrik om te sien? Want kyk hier, Hizkia, hierdie gehoorsame koning, hierdie man van God. Kyk sy reaksie. Hy's in ellende en rou wanneer die vingers van die dood na hom toe reik. Want jy kan dan vra in 'n sin, maar het Hizkia dan nie geweet van die hemel nie? Het hy nie geweet die dood is nie finaal nie? Nou, hy het waarskynlik. Hy het nie die volheid daarvan geken nie. Hy het iets daarvan verstaan. Geweet daar's iets meer wanneer ons sterf, maar hy het nie die volheid daarvan geken nie. Want die sluier van die dood was nog nie vernietig nie. In hierdie tyd toe Hizkia hierdie profesie gehoor het, hy gaan sterf en hierdie lied geskryf het, was daai sluier van die dood nog oor hom. Droefheid, ellende, en dis al wat dit vassluit. En vir Hizkia was hierdie woorde van Jesaja wat ons gelees het, Jesaja 25, vir hom was dit nog net 'n profesie, 'n verkondiging van wat kom, maar vir ons, broers en susters, is hierdie profesie vervul. Hierdie profesie, dat hy sal kom, die Here, en hy sal die sluier wegvat. Hy sal dit afhaal van die mens af. Hoe? Deur die opstanding van ons Here Jesus Christus uit die dood. Daar is hierdie profesie vervul. Wanneer jy rou en leed en worsteling ervaar oor die dood, en jy gaan, kyk nêrens anders as ons opgestane Here nie. Dink wat beteken dit dat hy opgestaan het vir die dood. Die dood hang rondom alle mense en oor jou soos 'n sluier. Dit maak ons toe van voor en agter. En ons Here Jesus Christus word mens, gebore onder hierdie selfde sluier. Ook onder die sluier van die dood wat ons omhul. En dan sterf hy. Hy sterf onder die sluier. Maar dan staan hy op en dwars deur die sluier breek hy. Hy verskeur dit. Hy haal dit af van die mens af. So in daai sin verander die dood vir jou. 'n Sluier wat jou toesluit in droefheid en angs, word afgehaal deur hy wat onder die sluier gebore word, sterf en dan weer opstaan. Die dood is nie meer 'n sluier wat droefheid in ons harte toesluit nie. Vers 8. Hy sal die dood vir ewig vernietig. Hy het, toe hy opgestaan het. Dood, die sluier het hom nie gehou nie. Hy het deurgekom. Uit die dood uit. Maar waarom moet ek dan nog sterf? En dis nou die vraag wat ons het. As Christus se opstanding oorwinning uit die dood is, oorwinning van die dood is, uit die sluier wat ons oordek, wat die dood is, afgehaal deur sy opstanding, waarom moet ek nog sterf? Waarom moet my geliefdes nog sterf? Hoe vernietig Christus wat uit die dood uit opstaan dan, hierdie sluier wat die mense oordek? En daar gaan ons na ons tweede teks kyk om dit te sien. Blaai saam met my na 1 Korintiërs. 1 Korintiërs 15. Heerlike hoofstuk waar Paulus juis praat oor die opstanding van Christus, die effek, die gevolge, die krag van sy opstanding. 1 Korintiërs 15, nou gaan ons saam luister vanaf vers 53 tot 57. In Korintiërs 15 vanaf vers 53. Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid bekleed word en hierdie sterflike moet met onsterflikheid bekleed word. En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid bekleed is en hierdie sterflike met onsterflikheid bekleed is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is, die dood is verslind in die oorwinning. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde en die krag van die sonde is die wet, maar God sy dank wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus.
Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. So, as ons almal nog steeds moet sterf, hoe het Jesus se opstanding, die dood oorwin, die sluier afgehaal? So, deur te verander wat die dood vir jou is, wat die dood vir jou doen. Paulus wys dit hier deur die dood te vergelyk met 'n heuningbytjie. Die dood is soos 'n by met 'n angel, en dis die angel wat die by gevaarlik maak. Dis die angel wat die by jou vyand maak, wat maak dat jy die by vrees, dat jy hom wil vermy, dat jy wil wegbly van die by af. Dis dit wat jou seer maak. En wat is die angel van die dood? So wat Paulus hier sê, ons kry dit hier in vers 56, die angel van die dood is die sonde. So die dood kom soos 'n bytjie na jou toe, en hy gebruik jou sonde om jou vas te pen in die dood. Hy steek jou met jou sonde, en hy hou jou in sy mag. Hy hou jou in die dood. En daarom vrees die mense, daarom praat Jesaja van die dood as 'n sluier wat almal oordek. Iets wat droefheid en angs bewerk, maar die dood het 'n fout gemaak. Die dood, hierdie bytjie, het vir ons Here Jesus Christus gesteek. Maar hoekom? So interessant, as jy hierdie beeld vat en jy kyk na ons Here wat gesterf het. Want jy moet vra, as die angel van die dood die sonde is, waarom het Christus gesterf? Hy was sondeloos, hy was die lam van God, en dis waarna ons Vrydag gekyk het, is omdat hy my sonde, die angel van die dood wat ek moet kry, mee gesteek word, gevat het. Hy het my sonde gevat op homself. 2 Korintiërs 5 wat sê, hy het ons wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak. Hy het die angel van die dood wat vir ons bedoel is, op homself, in homself geneem. Nou wat gebeur, nadat 'n by iemand gesteek het? Dis die opmerklikste ding, as 'n by iemand gesteek het, gewoonlik dan sit sy angel vas in die persoon, en die bytjie ruk en pluk om hy angel uit te kry. En wat gebeur is, die angel skeer uit, van die by se ingewande bly saam, en dan vlieg die by weg. So oor 'n rukkie gaan die by sterf, maar vir daai tyd, waarin die angel nog vas sit in die persoon, en die by weggevlieg het, is daai by skadeloos. Jy kan hom vang, jy kan hom bietjie skud, jy kan hom oor jou hand laat loop, jy kan hom vir jou kind gee om mee te speel, jy kan vir hom kyk, sonder enige vrees, daardie bytjie. Waarom? Want sy angel is uit. Sy angel sit vas in die persoon wie hy gesteek het. Nou weens ons sonde, die sonde van die mens, het die by altyd nog 'n angel om mee te steek. Altyd nog 'n angel om jou vas te pen in die dood. En hy spring van die een mens na die ander. Maar toe die dood soos by ons Here Jesus gesteek het, het die angel agtergebly. En nou is daardie bytjie skadeloos. Hy kan niks meer aan jou doen nie. En dit alles, omdat die dood vir Christus nie kon hou nie. Hy het opgestaan uit die dood, die angel verwyder uit die dood, hy het uit die graf gekom met die angel in sy hand. Daarom verander die dood dan vir jou, die dood se steek is uitgehaal, die sluier is afgehaal. Die dood verander vir jou van 'n vyand na 'n vriend, van 'n vrees na 'n fees. Daarom roep Paulus uit die 1 Korintiërs, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Dis weg. Die dood is skadeloos vir jou, gelowige. Jy kan hom in jou hand hou, bietjie vir hom kyk. Jy kan die dood in die oë kyk, dit oorweeg, vir jou en vir jou geliefdes, sonder vrees vir die steek van die dood. Wanneer die toets uitslaa die vrese van kanker bevestig, wanneer jy daagliks sien hoe jou liggaam verswak, en behandeling na behandeling nie werk soos wat dit moet nie,
in daardie tye, kan jy die dood vang. Die bytjie, jy kan na hom kyk. Daar's geen angel meer in hom nie. Kyk net hoe verander hierdie begrip van hoe die dood verander word vir die gelowige. Kyk hoe verander dit, hoe die gelowige se hart werk, en hoe hy kyk na die dood. Hoor Paulus, Filippense, ek het verlange om heen te gaan, en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste. Stefanus, in Handelinge 7, terwyl hulle besig was om hom dood te maak, ek sien die hemele geopen, en die seun van die mens aan die regterhand van God staan. Hy staan daar, hy lê nie meer in die graf nie, die dood het hom nie oorwin nie, hom nie gehou nie, die angel het hom nie vasgepen in die dood nie, dit is uitgehaal. Hy het opgestaan uit die dood uit. Nou broers en susters, daar is jou troos wanneer jy die dood sien nader sluip. Jy sal sterf. Al jou geliefdes sal sterf. Maar die Here self vee jou trane af. Hy verwyder jou smaad, soos wat ons hoor in Jesaja. Hy sal die smaad van sy volk verwyder, want dis wat die dood doen. Die dood bring smaad, spottery saam. Waar is jou God wat jou trane sou afvee? Waar is die God wat my sou verslind nou? Niemand sal my keer nie, sê die dood. Maar weet dit, broer en suster, ons Here het die dood reeds vernietig. Reeds oorwin. Hy het dit verander, sodat dit jou nie meer kan skade aandoen nie. Hy het die spottery, die smaad van die dood weggevat. Kyk laastens weer na my, saam met my na Jesaja 25, teks waarmee ons begin het, vers 9. En hulle sal in die dag sê, kyk, dit is ons God op wie ons gewag het, dat hy ons kan verlos. Dit is die Here op wie ons gewag het. Laat ons juig en bly wees oor sy hulp. Die dag waarvan gepraat word, het reeds aangebreek. Dit het gebeur toe ons Here uit die dood opgestaan het. Dit was die dag toe sy oorwinning finaal aangekondig is. Die dag wat die dood vir ewig, vir ons, vir die gelowige, verander het. Hy het uit die graf opgestaan met 'n angel in die hand. Maar daar is nog 'n dag waarvoor ons wag. Die dag van ons eie dood. Die dag van die dood van 'n geliefde. Maar dit is so belangrik om in vers 9 te sê, ons wag nie meer vir die dood nie. Jy as gelowige in Christus, jy wag nie meer vir die dood nie. Jy wag nou vir die Here jou God. Dit is so uiters belangrik dat jy so daaraan dink. Die dag van jou dood is nie die dag waar die dood, die vyand kom en jou verslaan nie. Die dag van jou dood is wanneer die Here jou God kom en 'n vorige vyand van jou, die dood, vat en hom stuur om jou te dien. Want hy hom stuur om jou te bring tot by hom, om jou te dien. So die vraag is dan, hoe wag ons daarop? Met vrees, angs, droefheid? Of wag ons daarop deur dit te ignoreer? Deur te maak asof ons vir ewig sal lewe? Of deur onsself so besig te hou met hierdie stoffelike goedjies hier op aarde, dat ons nie dink aan dit nie? Dat ons gedagtes net kan wegkry van dit af? Of wag ons daarop? So die teks sê, met blydskap en gejubel. Ons teks in 1 Korintiërs 15 help ons ook hierin, in hierdie, hoe wag ons daarop? So in vers 53 tot 56 wys Paulus hoe Christus die dood verslind het, deur sy opstanding, hoe hy die dood verander het vir die gelowige, en dan maak hy nou die gevolgtrekking. Hier in 1 Korintiërs 15, se laaste gedeelte wat ons saam gelees het. Hier maak hy die gevolgtrekking in verse 58, daarom my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Dit is hoe ons moet wag. Standvastig.
ten volle oortuig, want ons Here sê so. Ons weet die dood is nie meer 'n vyand nie, ons wag op die Here. Onbeweeglik, om nie terug te deins vir die skrik van die dood nie, nie dit te probeer ignoreer asof dit nie bestaan nie. Oorvloedig in die werk van die Here, in alles aan hom toegewy. 'n Lewe wat nie fokus op hierdie stoffelike, aardse dinge wat die dood in elk geval by ons gaan wegvat nie. Maar 'n lewe gefokus op die Here, want op die ou end, wat kan belangriker as dit wees? Wat het jy anders? Wat het jy wat jy gaan hou anderste? So hoe kan ons dan op hierdie manier wag? Hou jou oog op ons Here Jesus Christus. Hou jou oog op die een wat opgestaan het uit die dood en daardeur sê vir jou, die dood het ek vir jou verander. Ek het die volle steek van die dood ervaar. Die volle krag van die angel. En het uitgeruk sodat dit nie meer vir jou daar is nie. Ek het die sluier wat die mensdom ontdek afgehaal, sodat jou dood nie meer 'n vreeslike ding is nie. Ek het die dood oorwin, sodat die dood jou dien. Hou dan jou oog op hom, hy wat sit aan die regterhand, hy wat staan aan die regterhand van sy Vader in die hemele. Hy lewe, en daarom sal ons lewe, al sterf ons. Amen. Ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons prys U vir die troos, die krag, die heerlikheid, wat ons sien in ons Here Jesus Christus se opstanding. Ons sien daarin U seël, U bevestiging dat sy offer genoeg was, dat hy die dood verslind het in die oorwinning, en dat hy lewe, dat hy nou lewe, en daarom sal ons ook lewe, al sterf ons. Ons prys U, dat U die finale vyand vir ons in 'n dienskneg verander het. Een wat nie kom om ons te gronde te rig nie, maar om ons te bring tot U. Ons prys U vir die wysheid, U krag, U heerlikheid, U troos. Ons bid, vul ons met U Gees, bewaar ons dat ons nie ons oë, ons harte, ons lewe sal rig op hierdie stoffelike dinge van die aarde nie, want so gou vergaan dit. Niks daarvan kan ons oorhou nie. En so maklik trek dit ons aandag en ons liefde en ons harte van U af. O, werk tog deur die Gees dat ons altyd in ons oë ons Here Jesus sal hou. Hy wat die dood vir ons ten diepste gesmaak het, en hy wat opgestaan het tot ons regverdiging. Ons prys U dat ons voor U kan kom, geregverdig, saam met ons lewende Here, Jesus Christus. So Vader, wil ons dan bid vir almal wat onder die swaar kry, en die seer wat die dood nog veroorsaak, wat daaronder sit. Ons broers en susters wat onlangs 'n geliefde aan die dood afgestaan het. Ons broers en susters wat die dood nader sien kom aan hulle. Wil U tog deur U Gees so werk in hulle harte, hulle vertroos, hulle bemoedig, hulle leer en hulle wys dat die dood U middel is, U dienskneg is. En dat U dit gebruik tot U heerlikheid en tot U kinders se beswil. O, vertroos en versterk hulle harte. En Vader, ons bid dat U met ons sal wees die week. Seën ons as gemeente, seën ons as individuele lede van U liggaam. Hou ons veilig, hou ons voorspoedig, verkoop ons harte
dat ons weer met verlange en ywer na U huis sal kom. Ja, deur die loop van die week, rig ons harte tot U, laat ons groei in kennis, in vreugde, in liefde vir U. En Vader, ons bid vir almal wat op die pad is nou, wat op die pad gaan wees, hou hulle veilig, bring ons broers en ons susters veilig by ons terug, en wil U ook die broers en susters wie by ons besoek veilig terugbring op hulle plek. Ons prys U vir U barmhartigheid, U deernis met ons. Prys U dat ons die gebed so vrymoedig voor U kan bring. Hoor ons dan en verhoor ons in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Is die Here geroep en hy het geluister. Ontvang dan die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou bewaar. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.